Welkom by die Maak My 'n Miljonair potgooi. In hierdie potgooi gesels ons met die Maak My 'n Miljonair deelnemers, maar ook die vorige jare se Maak My 'n Miljonair deelnemers om te hoor waar trek hulle nou, hoe klink hulle stories en watse lesse het hulle om vir jou te leer om jou besigheid ook op dieselfde manier suksesvol te maak. En om net 'n paar inspirerende, motiverende woorde te hoor van hierdie jong entrepreneurs. Vandag hier langs my op die brandbank, of moet ek sê terug op die brandbank, is Frederik Els. Hulle gaan my nie vasvra nie. Sy produksie is tops. Dit was regtig 'n experience geweest. Met 5 jaar gaan jy deur na die volgende ronde van Maak My 'n Miljonair. Baie geluk. Ons moet in ag neem my werk voltyds. Welkom hier op die brandbank vandag. Baie dankie. Hoe voel jy vandag? Baie beter as laas jaar. Is dit? Koud. Is hy koud Dit vandag? is koud vandag. Jy het verlede jaar deelgeneem Ek het, ja. en jy het deur die 8 maande proses gegaan Ja. met jou besigheid. Jy het ingeskryf, jy het brandbank oorleef, jy het uitdagings gedoen, jy was by die gala aand. Ja. Vertel ons 'n bietjie van daai journey. Dis nou 'n jaar terug. Ja. Wat kan jy onthou? Hoe was dit? Al wat ek gesê is baie lekker. Dis baie lekker. So, jy het by ons skool kom praat en ek het ingeskryf my besigheid deur die hele 8 maande se mentorskap gegaan. Alle kompetisies bygewoon. Ja, uitgedun. Het jy dit geniet? Was dit life changing? Dit was absoluut. Ja, absoluut. Een ding wat jy dalk gevat het van dit, as jy kan terugdink en jy dink, okay, een les, een konsep, een tool wat ek van Maak My 'n Miljonair af kon vat, wat ek saam met my gaan dra vir die res van my lewe. Wat sê is dit? Ek sou sê dit sal wees as jy gaan foute maak. Maak nie saak wat nie, of jy nou so hoog geleerd is en of jy nou onder begin, foute gaan jy maak. Maar wat jy met die foute maak is wat bepaal hoe jou pad vorentoe gaan lyk. Ek hou daarvan. Dis baie, ja, okay, so wat jy met jou foute maak. Jy gaan foute maak, jy kan nie avoid nie, Ja, maar wat jy daarmee doen, is wat bepaal. vat dit as 'n les. Ja, dat jy nie weer daai fout maak nie. Ja. Ja, Nou vir die mense wat nou nie verlede jaar Maak My 'n Miljonair op TV gekyk het nie, ja. wat jy nou nie op die TV gesien het nie, gee net gou weer 'n brei. Ek ken jou besigheid nou obviously baie goed en ek weet waar jy gegaan het en al die challenges wat jy geface het en hoe ons dit gefix het, maar gee net gou weer 'n breakdown van jou besigheid en wat jy gedoen het en hoe dit gewerk het. So wat ek gedoen het op daai stadium is hoenderboerdery. Ek het eiers geboer. Ek was in die eie produksie gewees. So ek het 150 lêene gehad waarmee ek geëindig het. 150 lêene. En Dis baie hoenders. ja, ek het so tussen 70 en 80 eiers 'n dag gekry. En so ja, dis in die oggend is dit opstaan as die hoenders gaan kos gee. Dis okay, dan is dit nou skool en in die middag van die huis af kom, ons het hoenders gaan kos gee, water gee, bakke was, eiers uithaal, die eiers was en dan is nou weer gaan verpak. En dan laat ek uitgaan weer die volgende dag en dan as ek nou klaar is met dit alles, dan is dit op die laptop. So dan al die admin doen. Al die boeke van die sales en die goede. Ja. Maar aan die begin van die kompetisie, ek was baie kleiner geweest nog aan die begin van die kompetisie, maar deur die groei van die kompetisie het ek nie net gebly by die eiers nie. Ek het begin power tool accessories retail en ek het bietjie begin vleis ook verkoop en kaas verkoop en yoghurt verkoop. So daai alles was groei deur die kompetisie gewees. Als bygesit en ek onthou in die middel van die kompetisie het jy na my toe gekom en jy het gesê jy verkoop al jou eiers uit. Jy het nie genoeg hoenders om nog eiers te produce nie. Ja. Daar's 'n demand van mense wat nog eiers wil hê. Dit is ja. En dit is ook een van die redes hoekom jy uitgebrei het na kaas en al die ander produkte toe. Ja. Maar vertel ons bietjie, wat was daai challenge presies? Hoe het jy dit gesolve? En wat was die eindresultaat daarvan? Ja, so wat ek gedoen het is ek het my eers gaan kyk na wat is al my kliënte se vraag. Dan weet ek, okay, hierdie kliënte
dis wat hulle soek. Die kliënte, dis wat hulle soek. So, hoe kan ek sê, om te begin, organiseer net eers alles. Dan al klaar is baie van jou probleme is opgelos, as jy net alles organiseer. Maar ja, ek het die ander produkte bygebring, sodat die huisvrou, want dit was my mark gewees, was die huisvrou gewees. Sy koop nie net eiers by my nie. Nou koop sy eiers by my, sy koop haar kaas by my, sy koop haar patties by my, dis die reeks groter te maak. Dit het klaar baie gehelp al. En dit het jou inkomste en profit obviously baie groter gemaak, want jy herverkoop aan kliënte wat reeds van jou produk hou. Ja. So jy hoef nie weer bemarking te doen nie, jy hoef nie weer nuwe kliënte te vind nie. Nee. Jy kan net weer herverkoop. Ja, dit het aan die begin 'n bietjie geld gekos, want ek het maar free samples gegee. Vir die kliënte gesê, is 'n nuwe produk wat ek verkoop, probeer hom en sê my wat jy dink. En ja, dis ook hulle gekry het om van die ander produkte ook te koop. Jy was matriek laas jaar. Ek was matriek, ja. Kom ons gaan deur jou jaar as 'n matriekleerling. Ja. Jy het matriekeksamens, jy het take, Ja, jy het skoolgoeders wat jy moet doen. Ja. Nou het jy maak my 'n miljonair en jy het 150 hoenders. Ja. Soos vat ons deur 'n dag van Frederik verlede jaar toe jy nog 'n matriek was. Okay, so ja, dis opstaan in die oggende. Ek het so hier rondom 4:00 se kant het ek opgestaan. Opstaan, dan trek werksklere aan, dan gaan ek eers gee die hoenders kos, kyk dat die water reg is en ja, dis eintlik maar dit gewees vir die dag. Hekke oopgemaak want ek het free range gedoen. So maak jy hekke oop dat die hoenders kan gaan loop in die kraal, gaan by. En ja, dan sit op die bus in die oggende skool toe. Doen my ding vir die dag en in die bus, dan gaan ek weer na skool toe in die middag. En dan as my paal van die werk afkom, kom tel hulle my op. En dan gaan ek eers huis toe. Ons kom partykeer 6:00 in die aand eers by die huis het wat ons aangekom het. Ja, dan is weer werksklere aantrek, weer kraal toe gaan kyk, hokke skoonmaak, veral met reënweer. Kan nie hulle hokke papnat staan nie. Ja. En ja, kos gee, waterbakke was, kyk dat die water reg is en eiers uithaal. En dan begin ek elke eier was. Met die hand. En Jy moet versigtig ook wees, ja, jy jy weet. moet versigtig is baie eiers gebreek, baie. En ja, as die eiers gewas is, dan weeg ons dit, klas dit en ja, dan word dit verpak. My eierstickers gemaak, opgeset, heeltemal verpak. Ja, en dan word elke kliënt se order word daar neergeset en dan ja, dan reël ek maar wanneer ek gaan aflaai by hulle. En hoe laat is dit dan nou al in die aand? Dan 8:00, 9:00 se kant. Dan maak jy klaar. Ja, dan het ek gewoonlik klaar gemaak, ja. Ja, en dan sit gaan huiswerk doen en Dan begin jy met huiswerk ja. en jou admin op die laptop Ja. Nee. en leerwerke goed. Okay. Ja. Daar's baie hoërskool entrepreneurs wat 'n matriek is wat vir my sê nee, hulle jaar is net te besig. Hulle kan nie hierdie jaar 'n besigheid doen nie. Maar hier is 'n lewende voorbeeld van jou wat daai besigheid afgepoel het en matriek afgepoel het en dit gaan net oor wat is jy bereid om te doen? I mean, jy het 4:00 die oggend opgestaan. Ja. 8:00 die aand begin jy eers met jou huiswerk en jou take en jou leerwerk. Ja. Dit wil gedoen wees. Ja. Dit vat dissipline, dit vat dryf, dit doen. Het jy enige tips oor hoe hou jy uit soos dit vir 'n jaar? Hoe hou jy aan elke oggend 4:00 opstaan en hoe hou jy aan elke aand tot 8:00 werk? Het jy enige tips wat jy kan deel met ander entrepreneurs wat 'n matriek is nou wat dink ja, ek kan nie meer nie. Ja, ek het. Wat ek gevind het is om die balans in jou lewe reg te kry tussen skool, jou besigheid, werk en jou persoonlike lewe, 'n balans kry tussen dit alles. As jy die balans gevind het, dan is so vroeg opstaan en so laat gaan slaap is nie 'n probleem nie. Ja. Hoekom moet jy die balans regkry? Wat gee daai balans vir jou? Hoekom help dit jou vroeër opstaan? Want jy weet dat wat ook al jy nou doen, dit gaan bepaal hoe jou pad vorentoe lyk. As jy nou gaan laat slaap en gaan vroeg in die bed klim, jy kan nie 'n sukses maak so nie. Veral nie aan die beginstadium van jou besigheid nie. Beginstadium is grind. Jy moet dis werk. Dit is nie maklik nie. Maar as jy net aanhou.
Ja, Dit kom op 'n punt waar dit stabiliseer. Waar jy raak gewoond aan die pas, waarteen alles gaan, waarteen die lewe gaan. Ja. en ek dink ook deel van daai balans is dat as jy jou relationships en jou familie en Ja, so, ja. jy weet, die tyd daar in check hou, Ja, ja. dan gee dit jou ook weer moed vir die ander goed. Dit is Waar as jy dit is. heeltyd net op hierdie een ding fokus en jy kry jou siel en jou gees en jou emosies word nie genarish Ja. nie, want jy skep dalk daai goed af. Ja. Dan raak dit baie moeilik om aan te hou aan hierdie kant. Ja. En 'n ding wat ek ook gesien het is partykeer hoe voel jy nou vanaand regtig nie lus om dit te doen nie. Hoe voel jy wil dit los vir môre? Môre is sy eie probleme. So maak vandag se klaar. Doen dit eerder Moenie klaar. môre nog met vandag. gister se probleme sit nie. Daarmee kan ek 100% met jou saamstem. Die hoeveelheid keer wat ek al gedink het, môreoggend word jy wakker met notifications op jou Ja, foon ja, ja. en dan het jy 'n hele ander Ja. dag as wat jy gedink het. Nou, Frederik, ons het nou gepraat oor watter besigheid jy gehad het. Ons het gepraat oor 'n bietjie van jou experience en so deur die jaar. Ja. Is daar enige iets wat vir jou uitgestaan het in jou maak my 'n miljonair jaar verlede jaar? Iets wat jy tot nou nog kan terugdink aan wat 'n smile op jou gesig sit. Iets wat gebeur het. Dalk was dit 'n interaksie met een van die ander deelnemers, dalk was dit iets by die brandbank of by die uitdagings of by die galaand of in die werkswinkels. Iets wat jy kan onthou wat funny was, wat uitgestaan het, wat awesome was, Ja, wat jy ja. vir ewig saam met jou gaan dra. Ja, ek kan nie my vinger spesifiek op een geleentheid sit nie, maar ek sou sê die hele journey, die hele geleentheid was ek het geleer hoe om met mense te praat, hoe om met kliënte te werk. Wat ek nooit geweet het hoe nie. Ek kon nooit nie. Nou kan ek met mense praat, ek kan met mense werk. Ek kan nou video's maak. Ja, dis een ding toe ons die inskrywingsvideo moes gemaak het. Dis iets wat ek in my lewe nog nooit gemaak het nie. Okay. En al die video's wat ons moes gemaak het en gepost het. Dit het my baie gehelp. Nou kan ek beter video's maak vir marketing vir die besigheid en ja, So die hele experience in 'n geheel. die hele experience, ja. Daar was geleenthede wat uitgestaan het wat ons lekker gelag het, maar oor algemeen die hele pad was lekker. Kom ons praat nommers. Ja. Hoe groot was jou besigheid toe jy ingeskryf het vir Maak My 'n Miljonair? Hoeveel hoenders het jy gehad? Hoeveel geld het jy gemaak? Wat was die size? Skep vir ons 'n prentjie van hoe jou besigheid gelyk het toe jy ingeskryf het en skep vir ons 'n prentjie van hoe jou besigheid gelyk het aan die einde van Maak My 'n Miljonair. Ja, Na ja. al die mentorskap en coaching en brandbank en challenges en alles wat deur is. Ja, ja. Hoeveel hoenders het jy toe gehad? Hoeveel geld het jy toe gemaak? Ja. Met al die ander produkte by, jy weet, skep vir ons 'n prentjie van hoe jou besigheid gelyk het aan die einde Ja. versus aan die begin. So die besigheid het ek in graad 8 begin en teen einde graad 11 begin matriek het ek op 80 hoenders gestaan. 80 hoenders. Ja. Ja. En so dis nou 'n kwessie van 4 jaar. In Maak My 'n Miljonair en einde van Maak My 'n Miljonair het ek op 150 hoenders gestaan. So, Verdubbel. in 4 jaar het jy 80 hoenders bymekaar kon sit. Ja, ja. In 8 maande het jy nog 70 hoenders bymekaar Ja, gesit. ja, Wow. amper dubbel. Ja, aan die begin van die kompetisie, aan die begin van die kompetisie. Ek het so R2000 'n maand gemaak wat nou wins was. Aan die einde van die kompetisie het ek rondom 6000 gemaak wat nou skoon wins was. Ja. Dis 'n verdrietrippel. Ja. Ja. En R6000 is goed vir 'n hoërskool matriekleerder 'n maand. Veral want jy het nou nog nie, jy het nie onkostes en lewenskostes nie, dus jy kan daai geld net so vat en herinvesteer in die besigheid in. Terugploeg in die besigheid in. Dis En is jy het nie daai geld nodig as jou persoonlike ja, dis is 'n salaris Ja, wat jy ja. kry wat ander mense voor Ja. gaan studeer het om te kry. ja. En jy kry om elke maand 'n matriek met jou besigheid. Ja. Wat het jy gedoen met daai geld? Daai geld ek het nooit 'n sent gevat nie. Ek was op skool so ek het nie daai geld nodig nie. Daai geld net so teruggegaan na die besigheid om nog hoenders te koop, en nuwe neste te koop en nuwe toerusting en ja. Daai geld net so gevat vir nuwe bates en
Dit vat baie dissipline. Dit doen. Jy wil hy geld hê, maar los hom net daar. Waarom? Dis 'n goeie strategie om Ja. te hê. Want daai geld kan vir jou begin werk en vir jou groei. Ja, Awesome Frederik, ek dink dit was 'n goeie groei, dit was 'n goeie journey. ja. Jy het toe nou na Maak My 'n Miljonair, het jy 'n bietjie gepivot in watter tipe besigheid jy bedryf. Ja. Jy het besighede verander. Ja. En jy het al die kennis gevat wat jy geleer het in Maak My 'n Miljonair en dit Ja. nou toegepas in jou nuwe besigheid. Ja. Vertel vir ons Frederik L se storie na Maak My 'n Miljonair. Jy is daar by die Ja. gala aand, alles word aangekondig. Daai volgende oggend tot nou, wat het gebeur? Ons was na die Maak My 'n Miljonair was ons bietjie vir vakansie gewees met my ouers en toe ek teruggekom het van daar af toe het ek begin werk. Ek het gaan werk vir 'n company. Ek was eers bietjie in die staalkonstruksie gewees vir so 2-3 maande en toe is ek uit daar. En toe is ek in die tuindienste en boomsloping. Toe het ek bietjie vir dit gaan werk. En ja, ek moet sê van waar ek op skool gesit het, my brein was nog net so klein geweest. So jy ken net dit, dis al wat jy sien, want jy het groot geword met dit. En nou kom jy na skool, jy gaan werk 'n bietjie. En ja, nou sien jy 'n bietjie van die groter prentjie, die groter lewe. Jy ontdek nuwe dinge, nuwe liefde, jy ontwikkel nuwe liefdes, jy ontmoet nuwe mense. Ja, ek het vir 6 maande tot die week nog het ek vir die boomsloping en die tuindienste maatskappy gewerk. Die week het ek nou bedank. Dit was my laaste gewees. Okay. Ja, ek het Dinsdag het ek klaar gemaak daar. So ja, ek is nou voltyds in ons eie besigheid. Ons doen nou tuindienste, boomsloping en bepaalde konstruksiewerk ook wat ons doen. En gaan dit goed? Baie goed. Nee, dit gaan baie goed. Is dit? Ja, ons het twee spanne wat ons voltyds op die pad het. Ja. Ja. En het jy hierdie besigheid gebou obviously terwyl jy gewerk het? Ja. Ja. So na Maak My 'n Miljonair het jy begin aan hierdie besigheid bou Ja. terwyl jy voltyds gewerk het. So jy het hom hulle sê die term is bootstrapping. Ja. Jy het hom gebootstrap, maar dit het jou in die posisie gesit om te kan Ja. sê, okay, ek's klaar. Ja, presies. En jy kan bedank en jy kan voltyds in die besigheid gaan. Ja, die besigheid kom al van die begin van die jaar af, vandat ek begin het by die maatskappy. Hardloop die besigheid al. Maar ons het 2 kliënte gehad wat ons gedoen het. So dit was nie baie gewees nie. Maar die laaste 2 maande het ons nou begin druk met die besigheid gestoot. Ons staan nou op 14 vaste kliënte wat ons elke maand moet doen, 1 keer 'n week moet doen. So ja, net dit gaan nou tel op. Dis awesome. Ja. En hoe lyk daai, ek weet nie of jy dit wil deel nie, maar hoe lyk daai turnover en profit en groei, hoe lyk daai besigheid? Ja. So ons maak so 12,000 wat ons maak en so 7,000 wat ons uitgawes is, dis nou maar net rowweg bedrag. So ja, ons profit is so 3-4 daar rond. Dis goed vir jou eerste week op die job. Ja. 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 En obviously van hier af gaan julle nou verder bou. Van hier af gaan dit verder, ja. Volgende jaar toe. Ja. En ek dink dit is ook 'n scalable besigheid, né? Want Dit jy kan is, nog dit spanne is. opsit. Jy hoef nie daar te Daar's nie jy hoef nie die limiet eiers nie. jy hoef nie die eiers skoon te vee elke aand nie. Nee, daarom die werk gebeur nou elke dag. So ja, dis in die oggende is dit opstaan, pak al die tools, maak die trailer, gaan tel die werkers op, gaan doen die werk vir die dag. In die middag gaan damp, maak die trailer af, berg die tools. Ja. En in watter area doen jy hierdie boomsloping en tuindienste? Ons is van Rodeplaat tot in ons trek nou al in Mountain View. Okay. Wat ons is, so ons brei nou nog meer daai kant toe uit. Ja, maar hier Rietfontein, Waverley, Moot, ja, die hele Moot area. Okay. Ja, Al die pad tot by Hartbees. amper. Ons wil daar kom. Dis 'n groot area wat Dis 'n julle baie groot area, ja. En sê vir my, jy het 'n vennootskap nou. Hierdie besigheid is 'n vennootskap. Ons is in 'n vennootskap. Hoe is dit om in 'n vennootskap te wees versus om jou eie besigheid te hê as 'n alleenmansaak? Ek sal sê veral vir 'n jong besigheid is dit 'n goeie ding. Jy as persoon moet self nog leer
hoe alles werk. So en as jy nou in 'n vennootskap is daar's twee. Julle kan mekaar daarom bietjie uithelp. Die ou sien nie iets wat daai ou sien nie, daai ou sien nie iets wat die ou sien nie. So dit maak jou die kans om 'n fout te maak is minder. Dis kleiner foute wat jy maak. So ja, mekaar net uithelp daarso dit. Hou mekaar ook accountable Ja. en challenge mekaar Ja. 'n bietjie. Presies, ja. Okay. Ja, daag mekaar uit. As vandag gebeur iets met jou, dan weet jy as iemand waarom kan uithelp vir vandag. Jy sit nie in sak en aas nie. Ja. Ja, maar dit is lekker, dit is challenging. Maar ek geniet dit. Awesome. Ja. Ek hou van die outfit en die hoed en als ek hou baie daarvan. Sê vir my op die plaas, Ja. wat gebeur nou nog met die hoenders? Is hulle nog daar? Is hulle nie meer daar nie? Het jy hulle Nee. verkoop en die geld gebruik vir hierdie besigheid? Verduidelik my net daai transition. Ja, so toe ek by in die staalkonstruksie was, in daai tydperk het ek die hoenderboerdery verkoop. Okay. Ja, die hele boerdery het ek verkoop. Ek het self iemand gehad wat ek gementor het. En die persoon wou ook hoenders gedoen het. So ek het hom gecoach en hom gementor oor eierproduksie en hoe om met hoenders te boer. En toe ek nou sien, nee, maar ek ontwikkel 'n ander liefde en ek sien nuwe dinge, toe besluit ek gaan die ou help. En ek gaan my boerdery vat en ek sal die besigheid aan hom verkoop voor ek iemand anders 'n kans gee. En ja, daai geld het ek net so gebeure, daai geld is nog net so gebeure. Okay. Ja. En hy Ja, gaan ek het- voort met die besigheid. Hy doen nog sy ding vandag. Hy gaan nog aan vandag, ja. Okay. Ja, hy gaan nog aan vandag. Ja, nee, ek het die geld wat ek gevat het, wat ek nou gewerk het vir die twee companies die jaar. Ek het die geld gevat, ek het vir my tools gekoop. Toolboxe gebou, tools gekoop. So ja, ek het gewerk, my salaris gevat en in my besigheid ingepomp om al die masjinerie te koop en die tools te koop en om ja, op die punt te wees waar ek is vandag. Nee, well done. En voel jy goed oor waar jy is vandag? Ek voel baie goed, ja. Ek sal dit nie anders te wou gehad het nie. Awesome. Ja. En ek dink jy het 'n nice legacy gelos met Maak My Miljonair, want jy het nie net jou lewe verander nie en jy het nie net 'n suksesvolle besigheid gebou nie, jy het eintlik 'n besigheid gebou wat nou voortleef Ja. en vir iemand anders ook 'n legacy bou. Ja. Ja. So dis baie cool. Ja. En jy het jou eerste besigheid gebou en verkoop. Ja. Ek Ja. dink baie entrepreneurs het nog nooit 'n besigheid verkoop. So Ja, dis 'n ander gevoel. jy het full circle gegaan. Jy het Ek gesê meen, jy het 5 jaar in daai besigheid gebou. ja. Jy weet wat het jy daar gesit vroeë oggende, laat aande. Maar ja, Sê vir my as jy kyk na jou Maak My Miljonair journey. Obviously tydens Maak My Miljonair het ek jou baie gementor en het ek jou baie geleer. ja. Maar na Maak My Miljonair het jy nou in ander industrieë ook gaan werk waar jy Ja. ook mentors gehad het en mense wat jy daar baie goed geleer het. Dis reg, ja. Nou het jy hierdie jaar hierdie besigheid gebou. Jy het al baie lesse uit dit uit geleer deur foute Ja. maak en so. Ja. As jy nou daai hele pakkie kan saamvat en alles wat jy geleer het in die laaste paar jaar kan bymekaar sit, is daar een les wat jy graag sal wil deel met die entrepreneurs wat luister na die pot gooi? Ook 'n jong entrepreneur wat net soos jy sy besigheidjie het op skool wat hy bedryf. Ja. Iets wat jy nou van waar jy nou sit kan terugkyk en share en sê hierdie dink ek is 'n waardevolle les om te deel met die volgende generasie. Ja. Nee, daar is definitief. Ek sou sê is wat ook al moenie opgee nie. Want in die kompetisie al was baie mense wat opgegee het. Ek sou sê moenie opgee nie. Al gaan dit swaar, al gaan dit moeilik. Byt net vas. As jy oor die berg is dit af te dan gaan dit weer goed. So byt net vas. Al verander jou planne, jy maak klaar met skool, jou planne verander, jy ontmoet nuwe mense, nuwe dinge. Jou planne mag heel moontlik dalk verander. Maar moet net nie ophou nie. Ja, jy kan planne verander, maar moenie ophou nie. Gaan dit aan. Ja. Ek dink dis 'n goeie les om te deel. Ja.
Frederik, sê vir my, hou jy nog kontak met enige van die deelnemers van jou jaar? Is daar enigiemand op die groep of in die community wat jy nog so nou en dan gehoor het van of sien op social media of jy weet 'n bietjie WhatsApp of so? Ek sien baie van hulle op sosiale media, veral vir Matthew ook nou nog. Maar nee, ek het nie meer baie vaste kontak met van die deelnemers saam met my nie. Maar ek weet al hoe dit met van hulle gaan, soos ek laas daar by een van die lesse kom en sit het. Daar weer 'n bietjie opvang. Jy sien weer jou mense daar. Ja. Mense soos wie jy vir hele jaar lank was. Ja. Ja, en dit is goed om connected te bly in daai community ook. Dat jy nie alleen voel nie, want entrepreneurskap kan baie alleen wees. Dit kan. As jy op jou eie is, maar as jy ander entrepreneurs saam jy het wat ook besig is om die berg te klim. Ja. Dan het jy ten minste iemand wat saam jou hierdie berg klim en julle kan saam vir mekaar sê dis afdraande aan die ander kant, jy weet. Ons moet nou hardloop om spoed te vang vir die volgende bal. Ja. Nee, so ek dink dit is belangrik om deel te wees van daardie gemeenskap en ek bly jy follow hulle en ek bly jy kom na die alumni werkswinkels toe ook, dat jy net weer, al hoor jy ietsie kleins, wat jy al gehoor het, maar dit herinner jou net weer, ek moet weer na hierdie kyk in my besigheid, of ek moet weer na hierdie kyk in my besigheid, dit is goed om... Dit raak so besig soms, dat jy vergeet alles wat jy geleer het. So, ja, ek sal sê, jy moet net onder die geklank van dit bly, kom deel, neem deel, kom sit in, kom luister net weer, al is dit goed wat jy al 100 keer gehoor het, want môre is al 'n probleem, dan onthou jy weer daarvan. Dan het jy 'n oplossing daarvoor. So, ja, om in te sit en net onder die geklank van dit te bly, net deeltyd weet bewus te wees van dit. Ja, nee, ek dink dis super belangrik. Ja. Net om jouself on top of it te hou. Doen jy ander goeders om jouself on top of it te hou? Het jy soos, jy weet, boeke wat jy lees, podcasts wat jy luister, video's wat jy kyk van ander entrepreneurs op sosiale media of jy weet, het jy sulke goed wat jy doen? Ja. Omdat ek met ons bedryf is ek baie op die pad. So ek sal my Bluetooth daar aansit en na e-book luister of na video's kyk of so iets terwyl ek op die pad is. Ja. Wat is een van die e-books wat jy geluister het wat jy sal sê dit was 'n goeie e-book. Ek sal dit aanbeveel vir almal wat hierdie podcast luister. Almal sê altyd Rich Dad Poor Dad, maar ek gaan ook so sê, veral aan die begin waar hulle nou nog moet alles leer en waar hulle nou begin werk. Ek sou sê daai is veral vir jong entrepreneurs, veral wat nou nog op skool is, sal ek sê daai is die eerste boek waarna jy moet gaan luister. En as jy net mooi oplet en jy luister mooi, sal jy sien wat se lesse is daar eintlik. Veral is om in elke sin is 'n les. Ja. Jy moet net die oog ontwikkel en die oor ontwikkel om dit te kan sien en dit te kan hoor. Ek hou daarvan oor ontwikkel, oog ontwikkel. Ja. Want dit kan inkom en jy registreer dit nie. Ja. Maar as jy daai skill develop om te kan leer, dan kry jy daai inligting in. Om te luister en nie net te hoor nie. Ja. Wat was jou favourite deel van Maak My 'n Miljonair? Daar was die inskrywings en die skoolbesoeke gedeelte, daar was die brandbank waarop jy gesit het en oorleef het. Daar was die uitdagings, daar was die gala aan. Ja. Vir my was dit die challenge rounds wat ons gedoen het. Daai was vir my die lekkerste. Wat se uitdaging was die lekkerste? Die ene wat ons by ATKV gedoen het. Okay. Die Amazing Race. Ja, daai was vir my die beste gewees. Ek dink in julle jaar, as ek reg kan onthou, was dit by Klein Kariba en julle moes al die pad afhardloop tot by die hek voor. En toe moes julle weer al die pad terug. Ja. Vertel ons wat het gebeur met daai uitdaging en hoekom was dit great? Vir my alles was lekker gewees as jy dit as 'n span saam doen. Is dit lekker. Daai dag oor algemeen was vir my lekker gewees want dis lekker fiksheid, dis oefening, dis nie net dinkwerk nie, dis 'n bietjie fisiese oefening ook, bietjie fisiese bietjie uitkom en net bietjie al is jy besig om te dink ook jy ontspan so 'n bietjie jou brein. Kry 'n bietjie movement. Ja, net 'n bietjie bloed laat vloei. Ja.
Ja, dis goed. Ek like altyd om te hoor wat die lesse is wat die deelnemers geleer het, want obviously ons beplan nou, jy weet, elke jaar hierdie is wat ons hulle gaan leer en hierdie is wat ons en ek het soos 'n ding wat ek beplan wat ek vir julle wil leer. Ja. Maar dan dis lekker om te hoor vanuit jou oogpunt wat het jy geleer. En nou hoor ek, jy weet, laat die bloed vloei, hardloop, staan vroeg op, werk hard, hou net aan, moenie, ja, jy weet, moenie stop nie, uithou vermoë. Ja. En dis vir my interessant want jou les wat jy net nou gedeel het gegaan oor uithou vermoë. Ja, Jy weet en nou die challenge wat jy die meeste gelike het was een waar jy moes uithou vermoë hê, want jy moes Ja, en hardloop. jy moes hardloop Ja, en jy moes ja. uithou om by die uitdaging uit te kom. Ja, maar die aftrande is maklik, maar om die nou moet jy weer op trande gaan. Dis moeilik, maar uit. En die les wat jy ook net nou gedeel het met die entrepreneurs het gegaan oor om oor die optrande te kom, want aan die ander kant het jy aftrande. Maar dit is so dat jy dit prakties geleer met die uitdaging, maar jy het ook teoreties geleer. Ja. En dit is wat dit vir jou daai twee so waardevol gemaak het, want dit is. dis 'n les wat jy nie net gehoor het en gesien het nie, maar dit ook ervaar. Dit is, ja. Nee, dit is. Nou ja, Frederik, ons het nou baie van jou storie gehoor oor die laaste paar jaar. Wat kan ons verwag om te sien in die volgende 5 jaar? Wat is jou plan? Waarheen gaan jy? Ja, so met die besigheid, ons wil op die punt kom waar ons baie spanne het, wat elke dag voltyds gaan, ten minste 15, 20 tuine op 'n dag per span. So dis die idee. En dan wil ons groot gaan met die boomsloping ook. Ons wil elke dag bome wees om af te sny. En ja, verder maar nog besighede op die been te bring. Die power tools en die power tool accessories wat ek doen, is maar nog so op die sideline wat ek dit net lewendig hou. Maar hy moet ook nou bykom. So ek moet hom ook nou bybring by die ander besighede. En ja, die konstruksiewerkies wat ek doen en so is maar meer staalwerk, maar ons doen ook, kan ek sê, om mure te bou en op te sit en teelwerk en klein tipe van werk. So daai loop hand aan hand met die tuindienste. Ja, want jy sny ou se gras en dan sê jy, lyk my jy kort 'n afdak. Ja, of kan ek nie bakkie jou geete vir jou kom oorverf, kom weer seël of sulke goeders, jy moet oog ontwikkel om dit te sien. En jy sny hier gras met die ou se betonmuur is bietjie besig om te val. Jy vra hom, kan jy nie 'n prys gee om jou muur vir jou reg op te sit nie. Ja. Ja. Okay. So dis die plan going forward om daai besighede te groei. Ja. 15 huise 'n dag per span, ja. Per span, hoeveel spanne? Ek gaan nou 'n klip in die bos gooi, ek sal sê 10 spanne. 10 spanne, 15 huise, dis 150 huise 'n dag. Ja. Ja, klink vir my na 'n goeie droom. Ja. Is daar enige droom wat jy het wat jy wil koop met die geld wat jy gaan maak van hierdie besigheid wat jy gaan bou oor die volgende 5 jaar? Soos strandhuis, Kijk, my liefde, 'n groot bakkie, familie met kinders, community center, 'n hospitaal, 'n natuurbewaringsprojek. Ek weet nie, wat is jou end goal met die besigheid? Drome, my liefde lê maar nog steeds in die boerdery. Ja, ek het baie ander liefdes ook, maar ek het groot geword met die boerdery, so ek is lief vir die boerdery. So met die geld wat ek maak, ek wil my eie plaas koop en my boerdery doen maar ja, ek wil ook nie 'n skool nie, maar kom ons sê soos 'n vakansieskool of so waar kinders op vakansies kan kom en kan kom bietjie fisiese dinge leer van boerdery en kom prakties leer en bietjie perdry saam jy. Presies, ja, dis my groot droom daai. Okay. Ja, so dis waar 'n mooi groot plaas. Ja. As jy waar jy baie kan sien waar is die heining nie. Sê gou weer. As jy op die berg staan, moet jy nie heining kan sien nie. Wat's daai Lion King ding? Everything you can see or everything the light touches. Ja, presies net so, ja. Dit is awesome, Frederik. Dit is lekker om te hoor hoe dit met jou gaan en te sien dat dit goed gaan met jou. En
te sien wat jou drome is. Ja, ja. Jy is deur 'n journey wat ek dink baie entrepreneurs deurgaan in die beginfase van hulle besigheid. Ja. Hulle bou 'n besigheid, dan aan die einde van skool, dan gaan werk hulle eers 'n paar jaar en dan gaan hulle voltyds in besigheid in. Ja. Ek is deur daai selfde journey. Ek het besighede gehad op skool en op universiteit. Ja. Ek vir 'n jaar gaan werk as 'n bedryfsingenieur en toe daarna het ek weer voltyds my besigheid bedryf. Ja, ja. Daar's ander entrepreneurs wat direk na skool net aanhou met hulle besigheid en nooit gaan werk nie. Ja. My gevoel is dit is goed om at least 'n jaar of 2 te gaan werk. Ek stem jou op. Dat jy kan sien wat dit is om te werk. Dis daai ding van jy kan nie vrede waardeer as jy nie captivity ge-experience het nie. Presies. Jy kan nie peace waardeer as jy nie war gesien het nie. Ja. Jy kan nie wealth appreciate as jy nie armoede geproe het nie. Ja. So ek soos van gaan werk 'n jaar, experience wat dit is om te werk in 'n employee environment. Ja. Dan gaan jy die freedom en die responsibility op jouself meer waardeer wanneer jy in jou besigheid werk. Ja, en die ding is ook as jy as entrepreneur gaan werkers hê wat vir jou gaan werk. En soms verwag mense ook baie van jou werkers af. Maar as jy weet wat dit is om self te werk en iemand bo jou te hê vir wie jy luister en dan weet jy waardeur gaan jou werkers sodat jy ook na hulle kan omsien. Ja. So sal jy sê dit het vir jou 'n baie groot mindset change gemaak om vir daai 6 maande te gaan werk. Absoluut. Ja. En hoe help dit jou om jou besigheid nou beter te bedryf? Het jy meer motivering of het jy meer dryf of sê jy kyk net anders daarna? Ja, jy kyk heeltemal anders daarna. Ja, want ek meen jy sit op skool, jy's in die mindset. Nou kom jy uit skool uit. Ek sou sê gaan werk, vat 'n paar maande op die meeste dalk 'n jaar. Gaan werk 'n bietjie, gaan ontmoet nuwe mense, gaan ontdek nuwe liefdes, gaan sien hoe is die lewe en hoe werk die lewe buite skool. Op skool as jy nog 'n kind, almal kyk na jou, almal sorg vir jou. Na skool is heeltemal 'n ander storie. So gaan voel dit, gaan sien hoe is die lewe, want dan groei jy as 'n mens. Jy kan 'n beter besluit maak, jy kan beter keuses maak. En dan gaan jy terug in jou besigheid in. En dan sê jy, right, ek het nou gewerk vir 'n jaar, dis nou wat ek geleer het, dis wat ek experience het. Ek gaan dit nou vat. En dit is nou my motivering om te sê, right, nou sit ek in my besigheid. En dan kan jy jou besigheid baie meer waardeer, want jy weet wat dit is om hom nie te hê nie. Jy waardeer jou besigheid baie meer, ja. Het jy dit so experience? Definitief, ja. Ja, definitief. Okay. Jy kry weer nuwe lewe, nuwe waardering vir alles wat jy het. So, nee, ek sou sê dis 'n goeie ding. Vat 'n paar maande, jaar gaan werk. Terwyl jy daar sit, gaan jy dalk voel, hoekom het ek dit gedoen? Maar die dag as jy nou klaar maak en jy gaan terug in jou eie besigheid, dan sal jy die waarde van dit besef, van wat jy eintlik gedoen het deur te gaan werk. Dit was lekker om met jou te gesels, Frederik. Nee, dankie. Ek het dit baie geniet om weer op te vang en te hoor hoe dit met jou gaan. Ja. En ek is bly dit gaan goed met jou en dankie vir die lesse wat jy deel vir die jeug. Ek sien uit om jou paar jaar van nou af te kom besoek op jou plaas. Ja. En te sien waar die light touch is. Ja. En te sien wat jy gaan accomplish met jou besigheid. Ek's opgewonde om dit te sien. Dit was vir my 'n groot voorreg om 'n klein stukkie van jou storie saam met jou te skryf verlede jaar. En as jou mentor te dien. En ek's so opgewonde om te sien hoe jy nou verder voortgaan en spanne bou en mense employ en besigheid bou. Ja. Dit maak my hart bly om te sien hoe jy net vorentoe gaan en vir jouself nou 'n toekoms en sukses bou. Ja, nee, dankie. Jy is nog baie jonk, maar ek sien uit na van die toekoms wat voor lê vir jou. En ek sien uit om dop te hou en te sien hoe dit met jou gaan. En dankie dat jy saam met my kom sit het en 'n bietjie gesels het oor jou entrepreneur journey. Ja, nee, dankie vir die geleentheid. Ja, is lekker om weer op te vang en weer 'n bietjie saam met jou mense te kom sit. Het jy dit geniet? Was dit lekker? Dit was my baie lekker geweest, ja. Nee, ek het dit baie geniet. Nee, maar mooi. Nou kan jy weer gaan perdry. Ja. Klaar maar. Ja.